Okay? So, na Openbaring 1, kry ons Openbaring hoofstuk 2, en ons het nou anti-kloksgewys beweeg, en ons het eintlik met die laaste kerk eerste begin, Laodicea, maar hier is die eerste brief aan die eerste kerk het hier begin. Volgens katholieke oorlewering is Johannes hier begrawe, ons weet dit nie. Kom maar kyk, oor as die saam ons Israel toe gaan, meeste van die sites het hulle oorgeneem, ons kan nie met werklikheid sê dat dit so was nie, maar daar is van die plekke wat ons kan weet, Jesus was regtig daar. Nee? Soos byvoorbeeld, die regte berg Sinaï is nie waar die katholieke dit wys, net daar buite in Egipte en daai plekkie, waar een of ander keizer se maan nou gereken het, dis waar dit is nie. Vandag nog gaan bid hulle en gaan hulle swem toe in daai plek toe. Waar die regte Sinaï is in Jordan. Ons kan nie daar uitkom vandag nie, dis afgekamp en dit is teen die wet om daar uit te kom. Nog hulle baie nice, gaan kyk, weet julle self huiswerk op YouTube, the real Mount Sinai, gaan kyk bietjie hoe die ouens daar uitgekom, en dat die berg nog steeds swart gebrand is bo, sodat God op die berg gekom het. Selfde met hierdie, maar ons weet Johannes was hier so, ons weet Paulus was hier so, en soos julle weet, Johannes was op die eiland Patmos toegesluit. Op die eiland Patmos kry hy die openbaring van openbaring. Alright. Hy word vrygelaat nadat hy Caesar wat hom daar geban het, dood is. Toe die nuwe Caesar oorneem, word Johannes vrygelaat en hy kom toe hiernatoe in sy ou dag. Hulle reken dat selfs Johannes, die evangelie, was van hier af geskryf. Hulle het vir hom gevra, Johannes, jy was saam met Jesus, vertel ons. Toe begin hy. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord self is God. Awesome is dit. Johannes hierso, en dan kry jy ook 1, 2 en 3 Johannes. Alright, wat hulle reken, volgens kenners aan Maria geskryf is. Nogal baie interessant. Maar ja, kom ons lees gou Openbaring hoofstuk 2. Skryf van die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ons moet weet dat 'n lamp of kandelaar is slegs die draer van die lig. Hy is die bron van die lig. Hy is wakker oor sy kerk. Hy is vandag nog wakker oor sy kerk. Dis hoekom ons as Christene moet fokus vir die redding van siele. Nie op ander kerke wat hulle verkeerd doen nie. Onthou dit, hoor. Daar's ouens wat dink, ek het tieners praat baie daaroor. Daar's ouens wat dink dit is hulle bediening om ander kerke af te breek. Dis nie ons werk nie. Daar's teoloë wie ek na luister in die gereformeerde kerke wat veg vir die behoud van die suiwer evangelie. Luister na hulle. Net een probleem met daai een ou, toe hy gesê het, toe Paulus aan die dominee Timoteus geskryf het, Timoteus was nie 'n dominee nie. Maar verder is nou 'n klein tik foutjie, maar hulle wil graag hê hy moet dominee wees. Maar hy was nie 'n dominee. Alright. Romeine 11, 17 en 18. Ons moet altyd onthou, en sommige van die takke is afgebreek, en ek en jy wat 'n willow was, is onder hulle ingeënt, om deel te kry aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Moet dan nie teen die takke roem nie, en as jy roem, is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel dra vir jou. Luister hier, Romeine 9, 10 en 11 gaan oor die Jode. Die takke van die olyfboom was afgebreek. En God het my en jou ingeënt op 'n ou storie, op 'n baie ou storie. En hy sê, moenie roem, hy kan jou ook afbreek. Die wortel dra ons dra nie die wortel nie. Nou is dit 2000 jaar later op 'n ou storie, wat al 4000 jaar terug begin het, in die tuin van Eden. En God het 'n pad gestap, met 'n volk, om sodoende te kan gebore word uit die maagd Maria. Die evangelie was eers aan hulle gegee, en van daar is dit oorgedra aan ons. Nou is dit 2000 jaar na dit, en nou die kerk baie slim geraak. Ons is willow olyfbome, wat ingeënt is op die olyfboom. Hoe wonderlik is dit nie? En ons moet nie roem nie. Ons is op 'n ou storie ingeënt. En dis wat vir my mooi is, die God gee, ons is sy kerk, ons is die kandelare. Maar hy is in sy kandelare, en hy het ons uitgenooi op hierdie wonderlike storie. En net een taak het die kerk. En dis Matteus 28 en Markus 16. Gaan dan heen
Maak disippels van alle nasies en leer hulle om alles te onderhou. Is dit nie mooi nie? Dis wat ons moet doen. Maar nou is die kerk so besig met in-house fighting en een ou breek die ander. YouTube is nou so daar die ouens se platform om ouens uit te wys wie hulle verkeerd is en al daai God sal sy kerk uitsorteer. Dis hoekom hy hierdie briewe geskryf het. Hy sal sy kerk self uitsorteer. Hy hou sy kerk en sy kinders vas in sy hand. Hy loop tussen sy kerke en waak oor hulle. Johannes 10:28. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk. Is dit nie mooi nie? Aanbeveling van die kerk. Onthou die 7voudige struktuur. Naam. Ek het nou geskiep hier, so skies. Die naam Efese beteken my geliefde en my beminde. En dis hoekom hy nou later gaan sê, hoorie my geliefde, my beminde, jy het my nou nie meer so lief soos in die begin. Die eerste liefde nie. Die honeymoon is verby. En nou is dit maar net doodgewoon. En dis hoekom die huwelik dan nou so belangrik is. Die huwelik word verduidelik aan die hand van die kerk. Efesiërs 5:22-32. God stel 'n ou verbond. Die ou verbond het verbygegaan. Die ou commitment. En hy stel 'n nuwe verbond en in hierdie nuwe verbond het hy 2 voorbeelde vir. Die nagmaal wat eintlik die verbondsmaal is, net in die Bybel is dit 'n opskraaf nagmaal. En omdat dit in die aand gehou was, noem hulle dit nagmaal. Maar is eintlik 'n verbondsmaal en die mooi woord vir verbond is commitment. Daar's nie so mooi woord vir dit. As jy nagmaal gebruik, ek het nog gister gesê, as jy Paulus se weergawe van dit lees in die King James Bybel, dan staan daar die aand waarna hy verraai sy brood gebreek. Hy het die brood gebreek en gegee. En hy gesê, dis die Nuwe Testament, my liggaam, doen jy dit? Is jy bereid, want in 'n commitment moet albei gee. In 'n huwelik moet albei gee. Jy help nie ek fight vir my huwelik, my vrou fight nie vir die huwelik. Of die vrou wil die huwelik bou, maar die man nie, hy's besig met sy stokperd. Ek weet ek praat nou vir myself. Nee, it takes two. So, as hy die nagmaal hou sê hy, hier's my liggaam, gebreek vir jou, doen jy dit? En daai disippels om my tafel het besef, right, ek's bereid om my lewe te offer. Dis commitment. Hier's die Nuwe Testament in my bloed, doen jy dit? As jy bereid om jou bloed vir my te gee, dis commitment. Maar vandag gebruik ons natuurlik baie keer nagmaal so McDonald's drive-thru en ons vat hom net en jy besef nie wat jy doen nie. Jy's in 'n commitment saam met die Here. Dis hoekom daai disippels, daai eerste ouens gesê, onthou wat ons daai aand gedoen het in die boefretrek. Kom ek herinner myself daaraan. Hierdie pad is hard. Hierdie pad is hard en ek stap in die vervolging is erg. Maar ek herinner my daaraan dat ek deel is van die liggaam van Christus. Hy het met sy bloed vir my betaal en ek het gesê ek sal met my bloed ook betaal indien dit nodig is. En al daai ouens het behalwe Johannes. Hulle reken op 'n stadium het hulle hom gekook in 'n pot en hy het nie gebrand nie. En dis hoekom die keiser toe geskrik het en hom Patmos toe gejaag. Sjoe. Dis 'n storie. Ek hou van daai storie. Dit is nie eens waar nie, maar ek hou daarvan. So Efese, my geliefde, my beminde, in die titel van Christus, hy wat sy kerk vashou. Hy is in beheer van die kerk. Hy is die kerk en ons is sy liggaam. Aanbeveling, ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat apostels is en dit nie is nie en hulle leenaar gevind het. Daar is niks fout om ouens te challenge op wat hulle sê nie. Mens moet. As 'n ou van die pad af is, moet jy vir hom sê, hoorie my boeta, maar daar's 'n manier wat die kerk dit moet doen, hè. Nie op sosiale media. As jy die guts het, help hom 'n e-mail te stuur vir iemand. Kyk hom in die oë. Praat met hom, dis hoe dit gedoen het daai tyd. Maar nou is dit dan nie, hy het nie die guts om my ou aan te vat nie. Hy sit op sosiale media, lekker veilig daar in sy studio. As jy die guts het, sê iemand in sy gesig, hoorie, ek kan nie saamstem met jou wat jy sê nie, want is onbybels. Dis wat ons moet doen, hè. En daar's 'n regte manier om te doen. Paulus hulle skryf dit, dat 2 of 3 ouderlinge saam met die leier gaan en na die persoon toe gaan. En na die waarskuwing van 1 of 2 keer,
As hy dan nie wil luister nie, dat hy gaan. Maar jy hoef nie op sosiale media te sit nie. Want nou lag die wêreld vir die kerk. Maar die kerk is soos die Griekse, dit herinner my elke keer as John ook daarvan praat. Alexander the Great het Griekeland so vasgehou. Toe hy dood is, toe split hulle dit in 4. En een van die ouens kon saamstem nie, toe vou hulle. Dis een van die oudste tegnieke van die vyand. In 'n oorlogvoering, verdeel en oorheers. En dis wat die vyand met die kerk gedoen het, verdeel hulle en oorheers hulle. 'n Gesinne kan nie eens om 'n tafel saamstem. Ja, so ons moet veg vir unity. Dis hoekom hy sê, as daar liefde onder julle is, sal hulle weet, julle my disippels is. So hy sê 'n paar goed hier. Ek ken jou werke, ek het skrif daarby vir die PDF stuur, jou arbeid, jou lydsaamheid, slegte mense nie kan verdra nie, stel apostels op die proef wat sê hulle apostels is, en eintlik nie is nie. Daar's ouens wat vandag sê, dat in die 5voudige bediening Efesiërs 4 vers 11 bestaan apostels en profete nie meer nie. Dis nie so nie. Dit staan in die Bybel. Hulle is aangestel daar, 'n apostel om kerk te plant, om 'n kerk te rig, en dit is iets waarna die Here jou aanstel. Ons kan nie uithaal wat ons wil uithaal nie. Ek weet dis misbruik. Gaan net saam met my Afrika toe, dan sien jy word dit misbruik. Elke tweede ou is nou 'n waratara of 'n ding. Nee? Maar God het dit ingestel daar. En dis hoekom Paulus sê ek is 'n apostel en 'n diensknegt. En die woord daar vir diensknegt is 'n vrywillige slaaf. Dis hoe 'n apostel moet wees. 'n Vrywillige slaaf, 'n doulos is 'n vrywillige slaaf. Agtergrond van Efese gaan ek nou nie met Johannes. Ek sê altyd Christene vandag, ek hoor een keer daar in Carletonville is daar 'n groot moslim winkel met die naam van die Deuras. En toe ek nog in Carletonville gebly het, en daar's so een oom daar, hy's in hierdie Hebrew root goeders wat almal nou dink hulle is Jode. En hy sê vir my, koop jy by Edura? Sê, waar anders gaan ek vir my kind skoolklere koop? Christene, né? Ons het autoriteit. Hier het Johannes, as dit nou hier was, afgekyk op hierdie heidense tempel. Hier in die agterjaard van die heidense tempel het Johannes geoperei en die boek Johannes geskryf. Maar nou nee, ons kan nie in 'n moslim winkel ingaan of in dit of dat nie. Daar's Christene wat so operei, hoor. Hulle sonder hulle self van die wêreld af. Dis nie wat God gesê het so doen nie. Hy sê gaan in die wêreld. Gaan bedien die mense. Wat ons moet doen? Ja, maar as ek nou daarin gaan een of ander ding op my spring. Hoor, dan moet jy nie hiernatoe gekom het. Ek meen, hier's goggas wat hier rondvlieg, hoor. Dit vir vertel. Ons het die bloed van Jesus. Jesus het Paulus hier ingestuur. Paulus kom van Israel af. Hy kom hier in 'n heiden wêreld. Die eerste Christen, dis die eerste ou wat sy voet op die maan sit. Sit Paulus sy voete hier neer. Hoe awesome is dit nie? Hy het nie gehoor oor sulke goed nie. Maar vandag 2000 jaar later is daar baie doktrines van mense wat in die kerk ingesluip het. Baie. Die mense hier het weergebore geraak, bekeer en weergebore geraak op rasseskrede. Hulle het gister nog die tempelgodin aanbid. Vandag ontmoet hy die Here en hy gegaan. Vandag is dit met jou gebeur. Dan sal hulle vir jou sê, nee, is nog nie genoeg nie. Jy moet eers na Timoteus toe gaan, aan die ander kant, daar gaan jy 'n bloedlyn kursus doen, dat jy eers kan skoonkom. Imagine wat so bloedlyn kursus moes die ouens doen het. Ja. En hulle het nie. Hulle het nie gedoen nie. So, die grootste ding vir 'n Christen om vry te raak, is om jou kruis op te neem en te gaan. En ophou in die verlede te soek waar jou issues is. Los dit daar. Los dit daar. Of jy vind nie daar agter besig hou heeltyd. Hulle sê op die mannekampe, die Albert wat Sondag by ons kerk gepreek, altyd gesê, op 'n stadium moet ons oor ons mommy en daddy issues kom. En ophou vir Jan van Riebeeck die skuld te gee, veral moet ek nou vandag 'n amper seker verkeerde woord, 'n aap. Nee, ons almal moet
groei in God. Ons almal moet weet dat ons vrygemaak, dis jou keuse of jy dit gaan vat of nie. En ons moet begin heers. Ek weet nie kom ek op daai tangent. Paulus se prediking van die evangelie het 'n invloed op die ekonomie en die tempel en onkoste gehad, ons weet dit. Paulus is nie hier gevang nie. Staan nêrens in die Bybel. Hy kon daar gewees het, maar hy was in ander plekke natuurlik. Maar twee van sy disippels hierso het pak slag gekry daai dag met Demetrius wat toe nou in opstand gekom het oor die tempelbeeld. Alraai. Paulus het ook, die mense het so van hom gehou, toe hy uiteindelik terug gaan Jerusalem toe. Hy het gesê, asseblief, ek wil die elders van Efese by my hê, maar ek gaan nie Efese toe nie, want as ek hier nou toe kom, gaan ek hier uitkom. Want die mense is so lief vir hom hier so. Toe het hulle hom in Milete gekry. En na daai meeting, toe hulle hom by die hawe afsien, het hulle gehuil en hom vasgehou, hulle wil nie laat hy gaan nie. So lief vir die mense op. Nee? Ek hoor wat hierdie ander ouens sê, hy het so gepreek. Ja, hy het natuurlik. Het hy opskudding veroorsaak, vir die ouens sê, ek niks anders van dit nie. Hy het in Griekenland ingegaan, hy het tussen die afgode rondgestap, en hy het vir die ouens begin preek. Hoor hierso, vertel vir ons 'n bietjie van jou God. Staan Paulus daar, sê, hoor ek het hier op 'n standbeeld afgekom, van die onbekende God, ek dien daai God. Die God wat julle nie ken nie. Dit was mooi vir my. Paulus' eerste besoek hier was meer gefokus op die Jode in Efese. Oral waar hy gaan, het was al klaar Joodse sinagoges. Baie ouens sê vandag, hulle is van die verlore stamme. Dit is nie. Stamme was nie, al die stamme was nie in Jerusalem nie. Daai tyd toe hulle in Babyloniese ballingskap afgevat is en so aan het baie van hulle besluit om nie terug te gaan nie. Dit het gebly. Niemand is verlore nie. Want Paulus hulle het hier sinagoges besoek, die hele Asie vol. Jode het besluit hulle gaan nie bly. Niemand was verlore nie. Want ek sê dit, want as bewegings in Suid-Afrika en reg met die wêreld wat ouens nou straks claim hulle is Jode. En die Bybel waarsku hierso, pas op dat jy sê as jy Jood nie, is dit nie, jy wil nie 'n Jood wees nie. Jy wil 'n born again Christian wees. Jy wil 'n Jood wees wat in die hart gesluit. En ek sê nou nie ek sê Jood nie, want nou gaan mense confuse, want hulle ken die Romeine nie. Alright. Dus ek sê 'n Jood beteken 'n prins van God. So en die Jode gaan hierdie 7 jaar verdrukking. Jy wil nie. Daar is vandag Jode wat Jesus aanneem, hoor. Ons noem hulle Messiaanse Jode. Ja. Alright, baie van hulle. Ja. Alright, en hulle wil so vinnig as moontlik wegkom van daai tradisies af. Ja. Maar die Afrikaner, kom ek agter, sodra hy 'n Christen raak hy al hoe meer so Jood. Ja. Nou wil hy daai feeste vier op daai maniere en al daai tipe goed. Kan nie, jy gaan dit vergeet. Vra my, ek het dit getraai vir lank. Vra vir Elsie. Toe op 'n stadium, ek moet hierdie storie vir julle vertel op 'n ligter noot. Toe sê hulle vir ons, hoor jy gaan vra 'n bietjie vir die Here van watter stam af kom jy? Ja nee. Verseker kom ek dan nou van die stam dan af as warriors. Okay. Ek dink so. Ek vra toe vir die Here, van watter stam af kom ek? Binne 24 uur antwoord hy my. My pa bel my. Hy sê, kan nie glo nie, jou oom Don is my pa se oudste broer. Hy het navorsing oor die Leroux gedoen. Hulle kom van die Gauls af. Die Gauls. En raai van waar kom die Gauls? Hulle kom van die Filistyne af. Dis sê die Here vir my, hoe lekker is dit? Jou oeroupa grootjie was Goliat van Gat. Dit wil ek nou nie hoor nie. Ek dog ek sê Jood, ek dog is van dan af, doen nou nie. Ek die Here se genade. So my oervoouers kom van die Filistyne af. Ja, en die Here se genade, hy wil alle mense red, né? En ja, so die Franse mense, die Leroux, kom almal van die Gauls af, Asterix en Obelix vir die uitgeslat het hierso, en hy het hierdie Romeinse tande uitgeslat hierso. Dit is 'n wenkie, né? Wie dit nou, ek hoop julle het nie 'n gat in julle opvoeding, maar jy moet daai boekies met jou. Ja, ons het dit gelees. Alright. Hoorie, in Efese word later die wegspringplek vir sendingwerk deur Asië. Valsheid in die kerk tree ook later in met mense soos die 7 seuns van Skeva, ek het vanoggend vir julle gelees, Handelinge 19, maar sonder die krag van die Heilige Gees het hulle ook probeer bevryding doen. Hier in 'n plaaslike kroeg. Ek sien dit al. Dis in die Jason Leroux Amplified. Jy gaan na hulle aangegaan, daar sit 'n demoon in die ou, hy sit daar by die kroeg. En hulle sê vir daai ou, daai demoon, ons jaag jou uit in die naam van die Jesus wat Paulus verkondig. Hy het sy moutjie so opgerol en vir hulle gesê, hoor jy,
Jesus ken ek. Paulus het ons al van gehoor, maar wie is julle? Die ouens is hier so afstrand toe. Naak en bebloed die straat af. Nadat Paulus Efese verlaat, gaan hy deur Macedonië en Milete, stuur hy na al die ouderlinge, dit ek vir klaar gesê en gelees aan Handelinge 20, gelees gerus terwyl hy hier is. Kyk, Google vir jou al die hoofstukke en Handelinge oor Efese en lees dit bietjie. Dat jy die gevoel kan kry. Dan kan jy sê, hoor jy, ek het al hierdie gelees hier so in Efese. Later geskiedenis, later word gereken dat Timotheus later biskop van Efese word. Timotheus is ook hier so doodgemaak. Hier kry ons ook vir Aquila en Priscilla en Apollos in Handelinge 18. Paulus skryf 1 Korintiërs tydens sy tweede besoek in Efese. Hy skryf sy brief aan die Efesiërs uit Rome. Volgens oorlewering het Johannes vir Timotheus opgevolg as biskop na sy dood as martelaar. Vandaar word Johannes gevang en na Patmos gestuur. Na sy vrylating keer hy terug na Efese so 95 na Christus. Baie van ons glo dat hy hier die 4 evangelies geskryf het, so vele glo. Vermaning aan hierdie kerk is vir my baie mooi. Openbaring 2 vers 4. Hoorie wat sê die ou vertaling? Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die 83 vertaling sê vir my baie mooi. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Hartseer, nee. Baie hartseer dit. Dit in Johannes hoofstuk 1 is vir die hartseerste deel in die Bybel wat hy gesê het. Hy het na sy eiendom gekom. Hy het tussen sy mense geloop en niemand het hom gesoek. Hier kom God as 'n mens aarde toe. Die enigste God, nie een van hierdie gode wat gebreek is met die aardbewings aan dit. Hulle verlaat hulle hemelse plek en kom soos 'n mens en loop hier. En almal sê, nee, wat ons wil jou nie, ons het die tempel, dankie. Hulle het die Meshiach Nagid verwag. Die Meshiach Nagid is die warrior king. Maar hulle het nie Daniel gelees nie. Want Daniel sê, die Meshiach Abed sal eers kom. Die diensknegt koning. En hy kom op 'n donkie. Hy sê, maar dit kan nie hy wees, ons vraag hom op 'n wit perd, hy kom op 'n donkie. Die God van gode kom op 'n donkie. Hy wys vir hulle manlikheid. Jy hoef op 'n wit perd te sit nie. Hoor gou wat sê Jeremia 2 vers 1, wat hy vir die Jode al gesê het oor eerste liefde. This message from the Lord came to me, sê Jeremia. Go and announce to Jerusalem. This is what the Lord says. I remember the loyal devotion of your youth, your love as a bride. You followed me in the desert, in a land that was not planted. Israel was consecrated to the Lord. She was the first fruits of his produce. All who devoured her became guilty and disaster came to them, declares the Lord. Listen to the message from the Lord, you descendants of Jacob, and all the families of descendants of Israel. This is what the Lord says. What did your ancestors find wrong with me that they left me? As jy na die Joodse geskiedenis kyk, God vra, wat het ek verkeerd gedoen dat julle elke keer agter afgode aanhardloop? Hartseer, né? So they became worthless. Net soos Israel van ouds kan ek en jy die fout maak om hom te verlaat wat ons uit die wêreld gered het na sy wonderbare geloof. Dit is so. Ons moet bewaar wat ons het, julle. Bewaar dit. Dit is kosbaarder as enigiets in jou lewe, is jou verhouding met God. Efese was doktrinaal en moreel suiwer, ywerig en hardwerkend, gedissiplineerd, 'n kerk gebore op 'n ongelooflike manier, in die middelpunt en hoogtepunt van die heidendom, gebore met 'n wonderbare begin van tekens en wonders deur die Heilige Gees, die ontploffing van die evangelie en die beste van alle leiers. Hulle het alles gehad. Jy kom steeds kerk toe, jy arbei steeds vir hom, jy gee steeds jou tiendes, jy worship en hou vas in die waarheid. Maar ek weet, jy het my nie meer so lief as in die begin. En hierdie ouens het dit verlaat. En dis die slippery slope downhill, Pergamos toe, Thyatira toe, Smyrna, en dan spoeg hy jou uit, Laodicea. Hartseer. 5 stappe van ondergang. Alright, wanneer jou hart verkoel, maar gelukkig die Bybel sê in Judas 1 vers 20 en 21, hoor dit sê die Bybel? As jy vinnig die Bybel lees, kan jy Judas dalk skiep, hy sit 'n bladsytjie hoor. Hoor dit sê dan, jy moet jouself opbou in jou allerheiligste geloof. Deur in die gees te bid, nou dink jy ouens is in tale bid, nee. Elke persoon wat weergebore is, het die gees van God, dis in die gees bid. Tale help,
om jou te stig. Dis die funksie van tale. Alright. So deur dit in die gees te bid. Die vermaning hierso, onthou dan waarvan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy nie bekeer nie. Luister, die kerke wat verkoel se kandelare sal van hulle plekke verwyder word. Maar dit het jy, dat jy die werke van inequalite haat, wat ek ook haat, en ek wil verduidelik wat inequalite beteken, onthou julle? Dis nie die eerste keer wat ek daaroor praat nie. Bekeer jou. Moet Christene sonde bly is? Dit is 'n groot vraag onder die charismatiese Christene. Nee wat, once saved, always saved, super grace. Sorry. Daai klink nie vir my soos verhouding met God nie. Ek meen, as ek en my vrou werk in ons verhouding, ons is nou 26 jaar getroud, nou doen ek iets verkeerd. Ag nee wat, ek sonder super grace in hierdie huwelik. Ek hoef nie vir hom verskoning te vra nie. Hallo? Dis stilstype vir maande hoor. Nee? Ek moet werk aan die verhouding. Ja. Ek moet vir hom kom sê, my liefie, dis jammer. Jy moet mos nog verskoning vra. En dis dieselfde met jou verhouding met God. Hy verduidelik dit soos 'n huwelik. Jy gaan mos nooit vir haar nee om verskoning vra nie. Ek moet mos. As ek 'n aap was, moet ek van sê, sorry, ek het gister so 'n aap opgetree. Sorry, ek was moeg. Ek het op julle uitgehaal. Skus. En dis wat die Here sê ons moet doen. Hy skryf 1 Johannes 1 vers 6 tot 10 vir 'n Christen. Ek sê altyd dis die Christen se koekie seep, hoor hierso. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en sy woord is nie in ons nie. Ek en jy is nie perfek nie. In hierdie pad van heiligmaking maak ons foute. Ons sê goed en doen goed as jy moet doen nie. Jy sit dalk nog vas in 'n sonde en al wat jou van hierdie sonde kan reinig is deur openlik met God daaroor te praat en hy sal jou reinig van dit. Vandag as ek bevryding doen en goed is daar baie dinge. Ek het al hoeveel mense bedien wat net nie wil loskom nie. Ek het een keer 'n vrou bedien. Elke keer as ek haar vat, dan val sy so op die grond. Woep op die grond. Jesus, ons het al bely van Jan van Riebeeck af. Ons kry nie hierdie ding wat ek gedoen nie. En eendag, dan gaan ek net maar sê, toe ek in die gym en daar so 'n kamer in die gym, so 'n aparte plek waar die ouens yoga en daai tipe goed doen. Wraggies, daar stap die tannie. Luister hierso. Ek en jy, nee, doen dalk goed in onkunde. Ja. Ek kan jy goed gaan doen nie. Ek het al hoeveel mense bedien. Ek het een keer 'n meisie bedien, hulle bring haar van Klerksdorp af, sy na ma kom. Pragtige vrou, mooi gebou, maar ek kon sommer sien sy gym klip haar. En toe ek aan haar vat, begin sy soos 'n slang maak. Sê ek vir haar, sy sê ek sien jy oefen, sê vir my doen jy yoga? Ja, sy is toe yoga instruktrise. So ons gaan dit met bely hoor. Toe kry sy bevryding. Ek het na 'n ander vrou toe gaan, het vir haar gesê, sy het haar gewip vir my en sy sit nog steeds met haar ding. God, nee. Deel nie. Jy het dit dalk in onkunde gedoen. Onthou net, nee. Jy doen ander gode se goed. Daai goed kom van die ooste af. En loop. Verstaan jy? As jy nie my wil glo nie, dan is dit so. Onthou die groot afval. Hoe lees ek verstaan ek nie hierdie Bybel? Ek wil vir jou sê net. Ek noem hierdie want hierdie kerk het baie sterk teologies geraak. Baie sterk. Doktrine was suiwer. En ek wil vir hierdie gee om julle te bemoedig. Daar's 4 maniere wat jy die Bybel kan bestudeer en moet bestudeer. Eerstens, teologies. Ek en jy as Christene moet weet waarna ons glo en waarvoor ons staan. Ken dit ook histories. Hier leer jy nou baie, né? Hier leer jy nou baie. Dan moet jy dit ook persoonlik ken. Dit moet 'n persoonlike boek wees vir jou en dit moet ook geestelik wees. Dis die 4 maniere. So baie ouens, veral sterk teoloë en so aan ken dit baie goed teologies en baie goed histories.
maar is nie baie persoonlik en baie geestelik. Baie charismatiese mense ken dit baie persoonlik en baie geestelik. En dis ook 'n probleem. Jy moet al vier hê. Jy kan 'n ou een keer vir my gesê, ja maar in die konteks van die, toe ek dit uit konteks het iets gebruik. Maar ek wil vandag vir jou vertel dat God enige skrifgie in die Bybel vir jou persoonlike punt kan gee. Hy kan sommer uit Jeremia vir jou 'n skrifgie vat. En as dit heeltemal uit konteks uit, dan is dit verloor. Hy kan, dis 'n persoonlike boek. Maar is ook 'n geestelike boek. Die Bybel sê die letters is dood, maar die gees maak dit lewend. Jy kan, een oud gesê, ek dink ek het dit al gesê, you can be as straight as a gun barrel in your theology, but just as empty. Alright, so dit help nie, jy ken dit so teologies en histories reg, daar's geen gees in jou. Daar's geen, nou kom 'n kind na jou toe, of 'n tannie kom sê, o, JC, kyk wat die Here my gewys het hierso. Jy sê, ja maar nou is uit konteks uit. Ja. Daar breek jy al babbel heeltemal. Ja. Jy kan dit nie doen nie. Net baie mense. God kan vir jou enige skrif vir jou persoonlik gee. Dis hoe die Here my na hom toe getrek het. Hy het my skriffies gegee wat op Paulus van toepassing was, maar toe maak hy dit op my van toepassing. En is dit nie awesome? Belofte aan die oorwinnaar, ek maak klaar. Wie oor het, onthou julle? Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne die paradys staan. Boom van die lewe, baie heidense nasies Yes. het 'n boom van die lewe gehad, kan jy dit glo? Die tuba boom, krematartboom van die Arabiere, die lotusboom van die Grieke, dit was hier. Bome. Dis hoekom hy sê hierso, ek sal vir jou gee om te eet van die boom van die lewe. Nie hierdie bome wat hierdie ouens aanbid nie. In die konteks daai tyd het hy gesê hierso. Die boom van die Persiërs en die Hindu Sanskrit staan dit as 'n soma boom bekend. Vir die Christen oorwinnaar is die belofte van die boom van die lewe, Openbaring 22 vers 1 tot 5. Genesis 3 vers 24. So het hy dan die mens weggedrywe en gerips aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Tans word die boom van die lewe bewaak. Maar ek en jy, as ons hom ons eerste liefde hou, sal hy vir jou gee van die boom van die lewe. Is dit nie mooi nie? Ja, julle, dis ons by die laaste ene, en ek wil afsluit met hierdie, die Here soek suiwer doktrine in sy kerk, verseker, maar hy soek eerstens verhouding met jou en my. Ons moet nie vergeet hoe ons hom die eerste keer ontvang het. Ek onthou daai tyd, toe ek die Here ontvang het. Ek was 'n hoofouderling in my gemeente, julle. Hoofouderling, maar ek het Jesus nie geken nie. 'n standaard 9 meisiekind het my die eerste keer vir iets van Jesus vertel, toe kon ek aan nie antwoord nie. Toe is ek al 10 jaar ouderling in die hake in my kerk. Ek kon aan nie antwoord nie. En vandag met God se genade het hy my so baie geleer. Maar hy sê vir my, moenie vergeet hoe jy het gekry. Daai tyd toe ek jou ontmoet het jy my nie geken nie. Jy my nie geken nie. Hoor gou hierso, ek wil gou vir julle hierdie lees hierso. Romeine 11 vers 19. Jy sal dan sê, dan praat hy weer van die takke wat afgebreek is van die Jode. Die takke is afgebreek sodat ek ingeënt kan word, sê die kerk. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees, want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly. As jy daarin bly. Anders sal jy ook afgekap word. Sjoe. As ouens vir my sê, once saved, always saved. Sorry. As jy nie in die goedertierenheid en die liefde van God bly nie, kan God jou afkap. En dis hoekom hy baie keer sê, of hy sê, maar Here, ek het dan in die naam bedien, ek het duiwels uitgedryf. Ek sê, ken jou nie? Wie is jy? Ek weet nie, ons wil dit nie hoor. Ons wil dit nie hoor. Wil ek gaan klaarmaak, ek sien my tyd's verby, want die ouens begin so, ek kan voel as ek preek, die ouens wil my so links op rechts preek. Hoor maar, ek preek lekker, hier, so kom met Johannes hier begrawe. Hoor, kan ek vir ons bid? Terwyl hierdie ou bid. Join the herd,
You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un piloto soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed, oh, by one lion's roar, by one lion's roar. So go kneel and wait and join